in die lig van dit alles, wil ek graag met jou praat in die volgende paar weke, as die Here wil, oor Jesus se 7 laaste woorde aan die kruis. Verlede Sondag was ons in Paasfees. En dit is so asof die wêreld daarom vir 'n oomblik stil gestaan het. Miskien is dit net ek wat dit ervaar het, en jy, omdat ons daar gelet het. Maar dit voel tog of die wêreld vir 'n oomblik net so bietjie gepause het, en verby al die ander goed gekyk het. Maar dis in die verlede. En ons gaan weer aan. En die ratreis en die realiteit en die uitdagings het ons weer gevat. Dit voel asof ons nog net by Jesus se kruis stil gestaan het en 'n oomblik daaroor gereflekteer het, maar weer word ons aandag gevat met alles wat in die wêreld gebeur. En ek dink jy weet nou, intussen die dag na opstanding Sondag is die paus oorlede, en daar's soveel bespiegelinge in die wêreld, en miskien let jy nie daarop nie, of maak dit nie vir jou saak nie, en dis seker nie belangrik nie, maar daar's baie bespiegelinge. Gaan daar 'n volgende paus wees? Is dit die inleiding van die eindtyd? Is dit nou die tyd wanneer die anti-kris geopenbaar word? Is dit nou die aanbreek van die een wêreld orde, die een wêreld godsdiens? Oralste hoor jy hierdie geluide. En ek het net ook besef, maar my brein is te klein. Ek verstaan nie al hierdie goed nie. En miskien is dit goed so. Maar daar is tog in die wêreld magte en kragte aan die gang en aan die beweeg. Maar een ding wat ek wel seker weet is dat die koms van Jesus nader is vandag as wat dit gister was. En dat daar is nog iets wat ek weet is dat God in beheer is, ongeag wat in die wêreld aan die gang is. En miskien het jy nou nie gekyk nie, maar ek het so gister hier en daar seker glimpse gekyk van die begrafnis van die paus en al die goed wat daarmee gepaard gaan. En ons het ons eie idees en ons eie teorieë rondom baie van die goed. Maar vir 'n oomblik het die wêreld tot stilstand gekom. Tot stilstand by die kruis, en gister was die wêreld dalk miskien weer attent gemaak op 'n groter grootheid, 'n groter almag, 'n groter krag, 'n goddelikheid. En dan besef ek en jy dat alles het verander en geskuif met Jesus se kruisdood. En ons leef, en ek dink ek het dit al hoeveel keer gesê, ons leef, ek en jy leef in die skadu van die kruis. Ons leef in die skadu van die kruis, en dit wat op die kruis gebeur het. En soos ek gesê het, in hierdie week is dit so asof ons eie wêreldjie ook so bietjie tot stilstand gekom het, en ek het vir 'n oomblik gevoel soos wat Petrus en Johannes en Jakobus op die berg van verheerliking gevoel het, toe Jesus daar verheerlik was, toe hulle hutte wou bou en net gesê het, kan ons net hier bly? Ek moet sê, ek wou nie terugkom van Pretoria af nie. Ek wou net daar bly en die oomblik vir ewig
ek en jy sal graag wou bly by die wonder van Jesus se kruis en dit wat daar gebeur het. Maar ons weet dat die lewe aangaan. En dis hier op die kruis dat Jesus sekere uitklarings en verklarings woorde uitspreek wat jou en my lewe raak. Onwillekeurig dink ek toe weer aan die uitnodiging hierdie jaar in die jaar van genade aan Johannes die Doper se woorde oor Jesus wanneer hy sê, en dis ons kernskrif vir hierdie jaar, Johannes 1 vers 16, hy sê ja, hy sê uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. En geliefdes, sonder Jesus se kruis kan daar nie genade wees nie. Want dis sy kruisdood wat genade ingelei het. En daarom sê ek weer, dat ek en jy leef in die skadu van die kruis, en dit wat op die kruis gebeur het, en dit wat na die kruis gebeur het, want dit maak genade moontlik. Maar tog het Jesus op 'n dag vir sy volgelinge gesê, vir sy disippels en ander wat dit aangehoor het, daar in Matteus hoofstuk 10, dan sê Jesus hierdie woorde, hy sê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Dis groot woorde. En baie keer dink ons dat dit waardeur ons gaan, moeilike omstandighede, die kruis is wat ons dra. Nee. Jesus sê, ons het nodig om ons kruis op te neem en om te volg. En in daai proses is daar iets wat sterf vir myself en iets wat lewendig word. Nou, as jy vir mense sou vra, as ek dalk vir jou moet vra vandag en vir myself moet vra, dan sal mense sê, ek glo daar's meer aan hierdie lewe as net dit wat ek nou ervaar. Daar moet meer wees aan hierdie lewe. Partykeer as jy op 'n goeie plek is, dan dink jy dit is die lewe. Maar wanneer ons deur moeilike tye, omstandighede gaan, ongeag, daar's altyd hierdie soeke. Daar's altyd hierdie soeke. En Jesus ontmoet op 'n dag, daar in Matteus hoofstuk 19, 'n ryk jong man. En dan vra hierdie jong man vir hom, so wat moet ek doen om die ewige lewe te kan beerwe? Hoe kan ek 'n beter lewe hê? Nie beter in die sin van meer nie, maar daai soeke na iets meer. Nou dink vir 'n oomblik. Hy's ryk. Wat wil jy nog hê? Saam met die rykdom het daar seker 'n waardigheid gekom, 'n posisie, 'n plek, 'n titel, 'n iets. Maar hy kom by Jesus en hy sê, daar moet tog iets meer wees aan die lewe. Wat moet ek doen? En dan kom Jesus en dan sê hy, wel, as jy volmaak wil wees, dan moet jy lief hê. Ons ken ons die verhaal. En dan sê hierdie jong man, maar hierdie goed doen ek van kleintyd af. Hy vra vir Jesus en Jesus gee vir hom 'n antwoord. Maar hy's nog nie tevrede met die antwoord nie. Dan moet mos iets meer wees. Wat is meer? Wat kan ek nog doen? Hoe kan ek dit kry? En dink bietjie hoe mense in hierdie lewe heeltyd besig is om te soek
na meer en groter en. Niemand kom ooit by 'n plek van tevrede wees nie. Of van vergenoegdheid nie. Daar's altyd hierdie behoefte aan iets groter en iets meer. En jy weet hoe pan hierdie hele verhaal uit. Jesus sê vir hom, so, gaan verkoop alles. Gee dit vir die armes en kom volg my. Maar ons weet wat gebeur. Die jong man draai hartseer om en hy stap weg. Maar dis nie die einde nie. Jesus se disippels is ook daar. Hulle hoor, hulle aanskou. Kan jy imagine hierdie ouetjies wat vissermanne en eintlik niks was nie, wat Jesus gekies het. Hulle het hulle eie stoei van wie is nou die grootste, wie is die belangrikste. Hulle stuur hulle ma om te vra en. Nou kom hierdie ouetjie, hy het seker nou nie gekom met sy armkleed nie. Hy het seker gekom met sy Gucci shoes. En hy vra, en hulle kyk. En as hy wegstap, vra hulle vir Jesus, so as hy dit nie maak nie, wie sal dit maak? Hy het dan alles. Hy het geld, hy het rykdom, hy het titel, hy het aansien. Hy het die groter deel van die lewe. So as hy dit nie maak nie, sal ons dit ooit maak. Geliefdes, daar bly by die mens 'n soeke. En Jesus kom in Matteus 10 en hierdie is nou 'n lang inleiding by waar ek wil uitkom vanmôre by die eerste kruiswoorde, maar is belangrik dat ons 'n goeie fondasie lê. En Jesus het gesê, maar as iemand sy lewe wil behou, moet hy dit verloor. As iemand wil volg, moet hy sy kruis opneem. Aflê, sterf, kry, leef, wen, verloor. En dink vir 'n oomblik aan Jesus se woorde in Matteus 10. As jy daaraan dink, dan klink dit so anti die lewe. Hoekom moet jy prys gee? Hoekom moet jy opoffer? Hoekom moet jy aflê? Hoekom moet jy sterf sodat jy kan kry? In hierdie journey om jou lewe te verloor, sal jy jou lewe vind. Maar Jesus was besig om oor iets groter te praat as oor net hierdie lewe. Oor net die nou. Die tydelike. So geliefdes, in elke mens, of ons nou wil of nie, is daar hierdie hinkering na, daar moet iets meer wees. En party wil dieper of groter bou en meer by mekaar maak, maar selfs dit is nie 'n waarborg vir geluk nie. Die ryk jong man is 'n voorbeeld. Of ons kan verby dit kyk en sien wat Jesus gesien het. Ons is vir soveel meer geskape. Vir soveel meer. Vir 'n God-vervulde lewe. En totdat ons hierdie lewe vind, sal ons bly soek en teleurgesteld wees met alles om ons, ongeag wat jy het of wat jy nie het nie. Want die wat nie het nie wil hê, en die wat het wil nog meer hê. Daar sal nooit 'n plek kom van versadiging, totdat ek op daai plek kom, waar ek dit alles kan aflê en prys gee, en die ware lewe kan vind nie.
Nou in Matteus 1 vers 21 in die Amplified Bible, maar die Classified Edition, kom eintlik en deel met ons Jesus se doel, sy purpose. En dan sê Matteus 1 vers 21, she will bear a son, en dis Maria, and you shall call him Jesus, the Greek form of the Hebrew Joshua, which means Savior. En kyk nou hierna. For he will save his people from their sins. Kyk, in hakies sit hierdie Amplified Classic Edition dit. Hy sê that is prevent them from a failing and missing the true end and scope of life, which is God. Is dit nie mooi nie? Huh? That is to prevent them from firstly failing and missing the true end and scope of life, which is God. Wow, is dit nie mooi nie? Geliefdes, kom ons wees vanmôre eerlik met mekaar. Ons soek almal vervulling in hierdie wêreld en mense soek dit op verskillende maniere. But there's only one. Daar is net een manier. En Jesus het dit kom uitwys. He came to prevent us from failing and missing the true end and scope of life, which is God. Is dit nie mooi nie? Ja. Geliefdes, saam met Jesus kom die wonderlike gawe van wedergeboorte. 'n Nuwe lewe. En verskoon my, toe ek daai lewetjie in my hand hou, daar gaan 1010 goed, en miskien voel ek nou of ek nou die eerste ou is wat nou nog ooit 'n oupa geword het, maar dis die eerste keer vir my. En ek kyk na hierdie nuwe lewe, en ek wonder oor hierdie lewe. En ek wonder by myself, wat gaan ek al leer? Miskien omdat ons kerk groot geword het, mis ons so bietjie die ding van wedergeboorte. 'n Nuwe lewe wat gekom het as gevolg van Jesus se kruisdood, sy sterwe. Sonder dit kan jy 'n goeie mens wees. Daar's baie goeie mense daar buite. Daar was 'n ryk jong man, hy was so goed, hy het daai goed onderhou wat ek nie eens onderhou nie. Maar saam met Jesus kom die voorreg van wedergeboorte, 'n nuwe lewe. 'n nuwe lewe. 'n Ontwaking van 'n lewe in die skadu van die kruis. Maar al was ons as mens, elkeen van ons geskape, verskoon tog, na die beeld van God, het daar tog in die mens 'n soeke gekom om 'n lewe te hê afsonderlik, apart van God. Wat bedoel ek? Kom ons vat Adam en Eva. Hulle leef in hierdie perfekte tuin. God sê julle kan alles eet. Maar daar's net hierdie een enkele boom waarvan julle nie mag eet nie.
Wat gebeur? Hulle sê nee man. Ons kan nie van eet. Ons kan onsself laat geld. En ek en jy ken die uiteinde van die storie. Want hulle wou leef apart van God. So, in die lig hiervan, daai was nou die inleiding, kom ons by Jesus se kruis. En nou sê Lukas vir ons, in Lukas 23, Jesus was skaars aan hierdie kruis vasgenaal. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So geliefdes, vir die volgende paar weke gaan ons kyk na Jesus se laaste woorde, sy kruiswoorde, en hierdie is die eerste woord wat Jesus spreek, die eerste woorde aan die kruis. Vader, vergeef hulle. Nou ek het lank hieroor gedink, want vergifnis is 'n groot ding. Vergifnis is 'n groot saak. Ek dink nie hier's een van ons wat hier sit, wat nie al met vergifnis gebattle het nie. En is onmoontlik vir my om in een Sondag of in al hierdie Sondae met jou eintlik oor die volle omvang van vergifnis te praat. Maar hier aan die kruis, die eerste laaste woorde van Jesus is, Vader, vergeef hulle. En op jou blaadjie sal jy sien, daar's 3 vrae. Ek dink die groot vraag om te vra is, wat beteken dit om iemand te vergewe? Nou as ek jou vanmôre 'n kans gee om jou journey van vergifnis te moet praat of te vertel, dan sal dit vanmôre 'n baie lang gesprek wees. Nie waar nie? So in die lig van hierdie vraag moet ons dan sekerlik vra, wat bedoel Jesus as hy sy Vader vra om hulle te vergewe? Wie is dan die hulle wie die Vader moet vergewe? En dan wil ons sekerlik weet, het God hulle vergewe? So, sal jy my toelaat om so 'n bietjie met jou te praat oor hierdie laaste woord, wat eintlik Jesus se eerste woord aan die kruis is, Vader, vergeef hulle. Wat beteken dit om iemand te vergewe? Wie moet die Vader vergewe? Het God hulle vergewe? So kom ons begin en vra vir onsself, so waar begin vergifnis? Vergifnis begin altyd met 'n seer, 'n hurt, 'n wond of 'n verwonding. Stem jy met my saam? Vergifnis begin daar. Dit begin met 'n seer. Iemand het iets aan my gedoen. Iemand het my te nagekom. Iemand het my seer gemaak. Somebody offended me. Het sy deur 'n daad of deur 'n woord of deur 'n optrede. So iemand het iets aan my gedoen wat my seer maak. En een van die grootste reaksies op so 'n seer is dan vergifnis.
Maar presies wat is vergifnis? Ons kan baie verduidelikings gee, maar laat my toe om net dit eenvoudiglik te stel. So basies is dit wanneer jy iemand se fout, se seer wat hy of sy jou aangedoen het, nie teen hulle hou nie. Jy hou ook nie daaraan vas nie. Dit word ook nie by jou 'n obsessie nie. Met ander woorde, jy gee jou reg op vergelding. Om terug te betaal. To pay back. You don't seek revenge. Jy herinner ook nie daai persoon heeltyd daaraan nie. En jy grou dit ook nie kort op nie. En nou dit klink maklik as 'n ou dit sommer net so sê nie. Maar as jy al met vergifnis gestoei het, weet jy dis nie klinies so maklik nie. Kom, kan jy net sê ek praat die waarheid of dis nie klinies so maklik nie. Partykeer dink jy het vergewe en dan gebeur daar iets en onthou jy weer en dan kom jy agter, maar ek het nog nie eintlik vergewe nie. Maar ek kan nie vanmôre in die detail van vergifnis praat nie. Ek wil net die basics daar neersit. So ek wil hê jy moet verstaan dat wanneer ek hierdie goed sê, dan maak ek nie enige seer en enige pyn en enige verwonding af as niks nie. Ek wil ook nie vanmôre sê om te vergewe is so maklik soos 1, 2, 3 nie. Kan ons akkoord hê daar? So ek maak dit nie maklik nie, ek wil dit nie vergemaklik nie, niks nie. So dis belangrik om te verstaan, daar is 'n seer, daar is 'n wond wat betrokke is in vergifnis. So daar's twee goed. Die seer. Iemand het jou seer gemaak. Hoe daai seer ook al lyk, mag verskil. En dan is daar die respons. Die reaksie op hierdie seer. Jy het 'n keuse. Jou keuse is, wie gaan jy seer maak omdat jy seer gekry het? Jy kan kies. Gaan jy daai persoon laat boet vir die seer? Gaan daar 'n terugbetaling wees? Of gaan jy hierdie seer, en verskoon die woorde wat ek gebruik het, maar dis net 'n gebrek aan dalk miskien beter woorde, miskien het jy 'n beter woord. Of gaan jy hierdie seer absorbeer? Internaliseer? Want deel van vergifnis is, justice will not be served. En dit in 'n sekere sin maak ook seer. Nie waar nie? Want ons almal wil graag vergeld, pyn vir pyn, oog vir oog, tand vir tand. So in vergifnis moet ek kies. Gaan ek hierdie seer omdraai en die persoon wat my seer gemaak het, seer maak, of gaan ek dit absorbeer of internaliseer? So, vergifnis is ook dan nie 'n vrees om dit wat gebeur het te face nie. Of om dit af te maak as niks of nie belangrik nie. Nee, inteendeel. Ek moet dit in die gesig staar, want ek moet kies, want vergifnis is 'n daad van genade, barmhartigheid. Dis om iemand nie die gevolge van hulle optrede wat hulle eintlik verdien toe te reken nie. So kom ons kom terug by Jesus aan die kruis. As daar iemand is wat seker die reg gehad het om ander te laat boet vir dit waardeur hy gegaan het,
dan was dit Jesus, want hy was foutloos. Ek en jy kan dalk nog dink, ja, daai persoon het ons te nagekom, want ons het ons eie kwota foute en ons eie tekortkominge, maar Jesus was foutloos. So as daar iemand is wat die reg gehad het, wat niks gedoen het, om iets waardeur hy gegaan het te verdien nie, was dit Jesus. En terwyl hy daar aan die kruis onskuldig hang, het hy sekerlik die reg gehad om nie te vergewe nie. Maar ons sien dat die teenoorgestelde gebeur. Jesus vra, Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle. Wie is die hulle? Nou as jy terugblaai een hoofstuk na Lukas 22 toe, dan kan jy vir jou 'n lysie maak. Daai skare wat uitgeroep het, kruisig hom. Was dit hulle? Was dit die Romeinse soldate wat om die kruis gestaan het, hulle wat Jesus letterlik aan die kruis vasgespijker het? Dalk Pilatus of Herodes of Caiaphas, die hoëpriester, of dalk Judas, die een wat hom verraai het, of Petrus wat hom verloon het, of die disippels wat nie lank voor dit gewonder het, wie's nou die belangrikste, wie gaan links wees en wie gaan regs wees. Ons het die voorreg om terug te kyk, hindsight. Ons kyk terug en dan dink ons by onsself, so, hoekom het hulle gekies om Jesus te kruisig? En ek weet, jy weet wat die antwoord is, daar's 'n langer, groter storie. Maar ons het die voorreg om terug te kyk en onsself te vra, van almal wat gekruisig kon word, hoekom sou hulle Jesus kruisig? Maar ek wil hê ons moet dit net so bietjie stadiger neem. Want ons kyk terug. Maar dink vir 'n oomblik as ons net daar by daai kruis gestaan het, en ons hoor Jesus se woorde, Vader, vergeef hulle. Dan sou ons dadelik gevra het, wie? Waarvan moet die Vader hulle vergewe? Wat is die sonde wat Jesus vra dat hulle van vergifnis moet kry? En dadelik sal ons dalk sê, ja, die feit dat hulle Jesus gekruisig het. Maar was dit regtig die sonde? Was daar die daad van Jesus aan die kruis vasspijker die sonde, of was dit eintlik net die resultaat, die simptoom van die sonde? Klink nou vanmôre 'n bietjie ingewikkeld, maar jy gaan nou mooi verstaan. Dink vir 'n oomblik daaroor. Wie moet Jesus vergewe? Waarvan moet Jesus hulle vergewe? Wat was hierdie groot sonde waarvan Jesus vra dat sy Vader hulle sal vergewe? Ek dink die groot sonde was eintlik hulle weiering om Jesus te erken vir wie hy werklik is. Hulle het nie Jesus gesien en erken vir wie hy is, dat hy eintlik God is nie. Toe Jesus voor die owerpriesters en die fariseërs, die skrifgeleerdes staan, sê Lukas 22 vir ons, dan kom hulle en dan vra hulle vir Jesus, as u die Christus is, sê vir ons. En dan sê Jesus vir hulle, wel as ek julle geantwoord het, sou julle my in elk geval nie geglo het nie. Dan gee Jesus daar 'n antwoord en dan vra hulle weer, is u dan die seun van God? En dan antwoord Jesus hulle, wel,
julle sê ek is. Kyk net weer na daai skrif. Is u? Wel, al sê ek vir julle, gaan julle my nie glo nie. Dan maak God al Jesus 'n verklaring van sy godheid en dan vra hulle hom weer, so is hy dan? Dan sê, maar julle sê mos self eintlik ek is. Maar eintlik sê hulle, hy is nie. En dan sê vers 71 van Lukas 22, dan sê hulle eintlik, so ons het eintlik nie meer getuienis nodig nie, ons weet wat ons weet. Want ons het self uit sy mond uit gehoor. Wat het hulle gehoor? Hulle het eintlik niks gehoor nie. Maar hulle wou nie erken wie Jesus eintlik is nie. Maak dit vanmôre vir jou sin? So die daad van kruisiging was nie so seer die sonde nie, dit was die simptoom. Die dieper sonde was hulle weiering om Jesus as God te erken en dit was 'n issue van hulle harte. En geliefdes, sonde is altyd 'n hart-issue, die onwilligheid, die weiering om God te sien vir wie hy is. Dink vir 'n oomblik daaroor. Alle sonde is eintlik een ding en ek praat nie van die simptome nie. Jy weet, ons sê dis as jy dit doen, doen jy sonde en as jy dit doen en dit wat nee, sonde is 'n rebellie teen God vir wie hy is. Die weiering om te erken dat hy God is. So alle sonde het eintlik hierdie een ding. En dis om eintlik onsself te wil posisioneer bokant God. Dink weer aan Adam en Eva in die tuin. Julle kan van alles eet. God maak hulle, hy skep hulle. Hy sê alles, net van hierdie. En hulle besluit, nee, ons wil. Ons wil. Klink dit bekend? Ons wil. So 2000 jaar terug, geliefdes, het die mense nie geglo dat Jesus God was nie. 2000 jaar verder, vandag, is dit presies dieselfde. Maar voordat ons te vinnig vinger wys, kom ons vra onsself die vraag af. In watter dele van ons eie lewens, in ons eie harte, in ons eie bestaan, weier ons soms dat God sal wees daar. Is dit bietjie intens vanmôre? Watter dele van ons lewens, in ons harte, in ons bestaan, weier ons om te erken dat God is. Dink weer aan Psalm 100, daar in die message parafrase. Know this, God is God and God. Dit klink so 'n ydelle herhaling van woorde, maar dink mooi daaroor. Weet dit, God is God en God is God. Dink bietjie wat gebeur in die lewe. Wanneer goed gebeur, dan vra ons dadelik, hoe gaan dit my raak? Nou gaan die paus dood en gaan dan nou 'n nuwe paus, so hoe gaan dit my lewe raak? Wat nou, hoe gaan dit my lewe beïnvloed? Ek. So. Jesus vra, Vader, vergeef hulle. Waarvan? Vergeef hulle van die feit dat hulle nie raak sien wie ek is nie. Dan moet ek vanmôre vir jou en my vra, is ek en jy nie soms medepligtig aan Jesus se kruisiging nie? Want hoeveel keer in ons eie lewens weier ons om God te laat wees. Ek wil God wees. Hoekom maak God so? Hoekom laat God dit dan toe? Hoekom gebeur dit?
as God dan 'n God is van. En vergewe my, ek wil dit nie maklik en klinies laat klink nie. It's tough. Dis taaf wanneer ons by moeilike goed kom in ons lewens. Dis taaf wanneer goed nie sin maak nie. En hoekom bid ons en die maklike genesing en oplossing gebeur nie soos wat ons dit lees nie. Hoekom? Waarom? Hoor jy vanmôre iets in daardie gebed van Jesus aan daai kruis? Dit was 'n universele gebed, nie vir die wat net om hy kruis gestaan het vir daai oomblik nie. Daai gebed was daai vraag, daai begeerte van Jesus, die onskuldige offerlam sonder gebrek aan daardie kruis is. Vader, vergeef hulle, want daar gaan kere en geleenthede wees wanneer ons nie weet, dit maak nie vir ons sin nie, en wanneer ons gaan vra en wonder. Ken jy daai vraag? En dis daar wanneer Jesus al gevra het, Vader, vergeef hulle, want daar gaan tye wees en geleenthede wees. Maak dit vanmôre vir jou sin? Geliefdes, ons leef in die skadu van die kruis en Jesus vra sy Vader, vergeef hulle. En hierdie vergifnis gaan aan vandag vir jou en my, wanneer ons nie weet nie. Wanneer ons wonder, wanneer ons twyfel. Hoor jy vanmôre iets van daai vergifnis? Ek moet klaarmaak, I'm past my time. Oh. Geliefdes, en ek en jy kan nie ons eie harte verander nie. En daarom kom die profeet Jesegiel en hy sê, daar sal 'n dag wees wanneer daar hartchirurgie plaasvind. En dit aan daai kruis, wanneer daar 'n nuwe hart gegee sal word vir klipharte en 'n nuwe gees. Is jy vanmôre dankbaar daarvoor? Is jy vanmôre dankbaar? En daarom skryf Johannes, hy sê, en as ons sê, dat ons nie sonde gedoen het nie, sonde het nie, en ek praat nie van jou simptoom nie, ek praat van ons rebellie, ons weiering om te erken, dat God is. Dis die sonde. En ek sê nie vandag jy kan aangaan met jou slegte gewoontes nie, dit gaan jou inhaal. Nie net vir jou nie, vir my ook. Ek wil nie vanmôre vinger wys nie. Hoor? Maar ons sonde, as ons sê, daar is nie in ons binneste 'n rebellie nie. Hy sê, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons kom op die plek waar ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Wat bid Jesus en vra hy die Vader, Vader, vergewe hulle. Wanneer ons erken en bely, hier is 'n stuk rebellie, hier's 'n stuk weerstand, hier's 'n stuk, dan sê jy net, maar wat het dit met my eie vergifnis te doen? En dis 'n sekere preek vir 'n ander dag. En ek wil dit weer sê, ek wil nie vergifnis maklik maak nie. Maar ek en jy kan net vergewe wanneer ons op die plek gekom het, dat ons God se vergifnis kan aanvaar en ons eie maak. Want anders wil ons net revenge hê. And justice, and all in all. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, dan is daar vergifnis van sonde. So, die vraag bly, het God dan Jesus se gebed beantwoord?
Het God ja gesê op Jesus se gebed of sy versoek? Ons mis dit in Lukas 23, daai einste gedeelte, lees ons dat Lukas sê aan Jesus se linkerkant en aan Jesus se regterkant is daar kwaaddoeners opgehang. En een van hierdie kwaaddoeners sê vir Jesus, soos die skare en soos die ander wat daar om die kruis gestaan het, so as jy dan die Christus is, verlos jouself en vir ons. En dan lees ons daar in Lukas 23 vers 40 en 41 van die ander een. En dan sê hy vir hom, hey, luister my maat, ek en jy kry wat ons toekom. En dan sê hy, vrees jy ook God nie? En ek sal volgende Sondag gaan ek hieroor praat, want ek wil graag dan oor daai woordjie net vrees onder andere praat. Het jy nie, verstaan jy nie, het jy nie 'n ontzag vir God nie? Twyfel jy in die feit dat die een wat hier langs ons hang, God is? En hierdie is 'n verhaal van kontras. Aan die een kant 'n weiering om te erken. En hier aan die ander kant is een wat in die snikke van die dood 'n erkenning maak. En wat sê Jesus vir hom? Vandag. En nie net hy alleen nie. Ons lees dat om daai kruis van Jesus was daar 'n hoofman oor 100. En hy aanskou alles wat hier gebeur en dan sê die skrif, hy verheerlik God en hy maak 'n verklaring waarlik hy is. Wow. En in 'n oomblik, in 'n laaste 11de uur, word die kwaaddoener vergifnis gegee. In daai 11de uur, die Romeinse soldaat, die hoofman oor 100, hy het seker gesê, okay, slaan nou die eerste spyker in. Maar in daai oomblik is daar 'n erkenning en daar is 'n vergifnis. Geliefdes, ongeag wat ek en jy gedoen het, die oomblik as daar by ons 'n erkenning is vir wie God is daar vergifnis en vryspraak, ongeag wat jy gedoen het. En volgende Sondag, as die Here wil, gaan ons oor hierdie tweede kruiswoord praat. Vandag, sê Jesus vir hom, daar in Lukas 23 vers 43, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Was daar hulle wie se sonde nie vergewe was op daai oomblik nie? Ja. Gaan lees weer Lukas 23. Daar was 'n skare en toe hulle sien wat gebeur, toe klap hulle op hulle bors. En die skrif sê, hulle het omgedraai en teruggegaan. Net dit. Ek en jy lei maar af. Hulle teruggegaan waartoe? Na hulle huise toe, maar hulle gaan terug. Hulle gaan terug in hulle toestand van onvergifnis. Hoe elendig. Hoe elendig sal dit nie wees as ek en jy in die skadu van die kruis leef en ons slaan op ons bors en ons draai terug. Terwyl ons die voorreg het om vergifnis
te ervaar. So dink weer aan daai 3 vrae. Ons vanmôre gevra, dit is op jou blaadjie. Dink aan waar jy is. En ons is nie altyd daar nie. When the going is good, we make the right confessions. Ek wil nou nie klink soos 'n Katoliek as ek sê confessions nie, want dan maak ons die regte geleide. Kom ek gebruik net 'n mooi Afrikaanse woord. But when the going gets tough. Kom ek maak klaar. In Handelinge hoofstuk 26 is dit eintlik Paulus wat vertel van sy ontmoeting met Jesus op die pad van Damaskus en Jesus se opdrag aan hom, maar daar binne in dit lê iets kosbaar. Wanneer daar gepraat word oor ons geestelike blindheid. En hy sê ons is in duisternis. Maar die uitnodiging is, en dis vanmôre waartoe Jesus se woorde, daai laaste woorde aan die kruis jou en my uitnooi. Hy sê, en draai van die duisternis na die lig. En draai van Satan, die mag van Satan, na God. En dan sê hy, daar gaan iets gebeur. Daar sal 'n vergewing wees van sonde en 'n erfdeel saam met die heiliges. Is dit nie wonderlik nie? So die uitnodiging is, geliefdes, vanmôre dat ek en jy sal draai na die lig toe, weg van die duisternis af. Dat ons sal wegdraai van die mag van Satan af na God toe. Dat ons sal leef in die skadu van die kruis. En daai amazing uitnodiging wat ons vind daar in Matteus 1 vers 21, daai woorde van Jesus, en nou soek ek dit hier op my blaadjie en nou kry ek dit nie, en ek moet bely, dit is nie op jou klein blaadjie nie, maar wanneer hy daar sê, miskien as jy hom vinnig net vir ons kan gooi daar sê hy, and that is Jesus se koms na hierdie aarde toe, Jesus se kruisdood, to prevent them from failing and missing the true end and scope of life, which is God. Wow. Geliefdes, mag ons nie dit mis nie. Mag ons nie faal om te volhard in ons geloof ten spyte van ongeag. Vanmôre vroeg toe dink ek daaraan, en hoe swaar dit ook al sy, is ek wil nou nie, is ek een van die bevoorregtes. Is jy een van die bevoorregtes? Kom, dink vir 'n oomblik daaroor, ten spyte van alles. Kom ons mis dit nie. Kom ons wees nie deel van hulle wat terugdraai en weggaan, soos daai ryk jong man nie. Wow. He had everything going for him, but he turned his back. Mag ek en jy nie ons rug draai, verskoon tog, op God se genade en op sy kruis nie. Sal jy saam met my opstaan vanmôre? Dit was 'n mondvol. Miskien baie om vanmôre te verwerk, en miskien het ek jou verloor toe ons begin praat het oor vergifnis, en het jy dalk in daai oomblik in die modder van jou eie seer vasgeval.
En dis oukei. Dis oukei. Want kan ek vanmôre vir jou sê, God weet waar jy is. Maar wil jy nie net vanmôre daar waar jy staan, vanmôre 'n besluit neem met jou wil om te sê, ek erken dat God God is. God is God and God. He made us. We didn't make him. Net daar waar jy staan om vanmôre daai erkenning te maak. Want wanneer ek en jy op daai plek kom, wanneer ons hom erken as God, dan is sy vergifnis daar vir ons. En kan sy vergifnis jou help om ook te vergewe, vry te kom, los te kom, in hierdie nuwe lewe te leef, waar ek nie soek vir groter en meer nie, maar waar ek bereid is om te sê, ek sal sterf, ek sal aflê, ek sal my kruis opneem. Here, ons staan vanmôre voor U. U is die almagtige, die ewige, die onveranderlike God. Jesus vra, daar aan die kruis, terwyl hy in sy eie fisiese pyn is, nadat hy voorheen gevra dat die beker by hom verbygaan, hang hy daar vasgespijker en die eerste woorde uit sy mond het, Vader, vergeef hulle. Dankie vir u vergifnis. Ons leef in die skadu van die kruis en die kruisboodskap is vergifnis. Vergifnis van ons sonde, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Here, my gebed vanmôre is dat u op die troon van ons harte en ons lewens sal wees. Elke deel, elke aspek van my lewe en my bestaan. Dat daar geen area van my lewe sal wees waar ek God sal wees of wil wees nie. Ek gee vanmôre weer opnuut my lewe oor aan U. Heilige Gees, U wat die een is wat ons leer en lei in die volle waarheid. Kom lei ons, kom leer ons, in Jesus naam. Amen en amen.